Goeiemôre. Dit is maandagoggend 16 Februarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Ons en die Britte het nog nooit werklik langs dieselfde vuur gesit nie. Ons het basies getrek uit die Kaap uit as gevolg van die reëls en wette wat toegepas was deur die Britte op die boere destyds en daarom is daar getrek die boereoorlog, die eerste boereoorlog of die eerste vryheidsoorlog, net soos jy dit wil noem, die Jameson inval wat toe misluk het, en die tweede vryheidsoorlog wat deur Brittanje gewen het nadat die vrouens en die kinders in die konsentrasiekampe geplaas is en basies die verskroeide aarde taktiek gevolg is en dit het die boeremagte in die veld van hulle voedselbronne ontsê. En hulle het uiteindelik vrede gesluit, soos almal weet, meer as 30.000 vrouens en kinders is in die konsentrasiekampe dood en tot vandag toe het die Britse koningshuis nog nooit daarvoor om verskoning gevra nie. Ons sien dan ook dat die hele boereoorlog gefinansier was deur Rothschilds en ons sien dan ook waaroor dit gegaan het, diamante en goud en Rhodes se gedagte om Kaïro en Kaapstad met 'n spoorlyn te verbind en dit een groot Britse staat te maak, wat nie geslaag het 100% nie. Maar die feit van die saak is, ons kom deur 'n geskiedenis met die Britte. En dit maak 'n mens nogal derentyd kwaad, demoeren, omdat die Britte nog steeds inmeng oral waar hulle nie hoort nie. En oral is dieselfde name ter sprake wat agter dit sit. En baie het al in kommentare op hierdie kanaal genoem dat hulle voel niks vir die Britte nie en dat hulle nou eintlik net vir hulle self kry wat hulle aanvanklik op ons toegepas het, met ander woorde, kry vir jou, dis jou beurt. Dis net interessant dat Brittanje met die invloeks van immigrante, die oop grense beleid wat hulle volg, die Keir Starmer globalistiese leier van die Britse regering en waar Britte wat op sosiale media uitvaar oor hierdie immigrante en die feit dat daar baie beskermingsreëls ingestel is om hierdie onwettige immigrante te beskerm, terwyl Britse burgers nie beskerm word nie. Inteendeel, as die Britte praat oor iets, dan word hulle gearresteer en toegesluit. En jy sien al hoe meer groeperinge in Brittanje en in Ierland wat besig is om hulle self te mobiliseer om eintlik hulle lande terug te vat. Groot dele van Brittanje, Londen, baie dorpe is totaal en al oorgeneem deur Islam, deur moslems en ons sien dan ook dat daar alreeds plekke is waar Sharia law of dan Sharia wette toegepas word en waar hulle nie die Britse wetgewing eers erken nie. Daar's geen poging van enige kant af, immigrante kant af, om hulle self te integreer met Britse kultuur, Britse beleid, die taal en of die name van Britte nie. Ons sien skole wat totaal en al swart geword het in Brittanje en die dinge gaan sleg. Maar stadig maar seker is daar 'n ondergrondse beweging, 'n skudding wat besig is om te begin plaasvind. En dit was vir my opvallend om 'n opmerking van 'n Britse kolonel te hoor waar hy waarsku. Hy sê daar gaan 'n burgeroorlog in die Verenigde Koninkryke kom. Kolonel Richard Kemp
die voormalige bevelvoerder van die Britse magte in Afghanistan, is die persoon wat hierdie waarskuwing uitreik. Hy sê, if they want to take strong action to prevent the Islamification of the UK, then it's going to mean big trouble. They don't want trouble. They look 4 years ahead. They will kick the can down the road to somebody else. Dis 'n opmerking ten opsigte van die Britse regering, die Keir Starmer regering tans. Met ander woorde, hy sê hulle wil nie die probleem aanspreek nie. Hulle gaan veel eerder die probleem uitstel en hoop 'n volgende regering na 4 jaar wat en wie ook al verkies word, hierdie probleem sal hanteer. En dan sê hy, I think the end result of that is very likely to be a civil war in Britain. En dit van 'n oud soldaat wat weet waaroor gaan patriotisme, waaroor gaan Brittanje, en hulle sien al hoe meer dat daar net een oplossing uiteindelik vir Brittanje is, en dit gaan 'n burgeroorlog wees. Nou, waarskynlik 20 jaar gelede sou dit 'n onmoontlikheid gewees het en mense sou gesê het, jy's belaglik as jy dink so iets kan in Brittanje gebeur. Maar ek dink dit gaan in Brittanje gebeur. Hierdie koloniaal waarsku daaroor. Hy's 'n ou wat die binnewerkinge van die Britse politiek, maar ook met die mense op grondvlak mooi verstaan. Ons sien hoe daar besig is om van die inwonende Brit besig is om 'n weerstand op te bou, 'n weerstand teen hierdie immigrante wat hulle land oorstroom het. Uiteindelik gaan daar niks oorbly anders as om te veg vir hulle vryheid nie. Veg vir hulle voortbestaan, of die gewone Brit sal nie meer bestaan nie. Ons kan dieselfde sê vir Frankryk, ons kan dieselfde sê vir Duitsland en verskeie ander Europese state waar die globalis in beheer is van die leiers van daardie lande. Ons sien dan 'n Europese Unie sonder 'n verkose leier of onder dan 'n nie verkose leier nie, Ursula von der Leyen. Ons hoor die maakratte uitlatings ten opsigte van NAVO, van die oorlog wat moet voortgaan en die groot bedreiging wat Rusland inhou. Maar die lande self het nie die krag om te bly staan nie. Dan sien 'n mens, en jy hoor die gesprek wat Marco Rubio sopas met hulle gehad het, waar hy gesê het, Amerika soek sterk bondgenote. Bondgenote wat nie oop grense en die vervanging van hulle eie kultuur voortstaan nie. Op die ou einde van die dag is hierdie situasie so ver gevorderd, hierdie vervanging van die blanke in Europa, dat dit haast onmoontlik is om die proses van Islamification, om dit so uit te druk, om dit om te swaai. En dit gaan tot burgeroorloë lei. As ons dit dan nou deurtrek, of voordat ek dit deurtrek, wil ek dit net noem, dat die Britte verdien dit. Die Britte verdien dit om onder te gaan in die proses in die wêreld. Want hulle was nog altyd die oorsaak oor hoekom ons vandag is waar ons is. En steeds word ons gehaat met 'n passie deur die Britse elites. So, trek dit af na die situasie in Suid-Afrika waar ons ook moet oop grense sit, waar ons met geweldige politieke verdeeldheid sit, waar ons met 'n president sit wat met sy State of the Nation adres, wat hulle nou sommer deesdae SONA noem, dit kom alles daar uit die Amerikaanse politieke kultuur uit. Destyds was dit die staatspresidentsrede, the States President's Speech, maar nou is dit sommer net SONA, maar miskien is dit goed so, want Cyril Ramaphosa sê net niks niets, wat ons nie al 5 jaar terug gehoor het nie, en al die beloftes wat hy maak, waarvan daar ook oor 5 jaar niks gekom het, gaan daar ook niks kom
van die beloftes wat hy nou maak nie. Maar in Suid-Afrika self is dit as gevolg van swak leierskap, as gevolg van doelbewuste aksies wat van sosiale en openbare platforme afkom en uitgeskree het, is daar 'n rassepolarisering besig om in Suid-Afrika plaas te vind. En uiteindelik, wanneer dinge in mekaar stort, moet ons verwag dat ons ook potensieel 'n burgeroorlog in die gesig staar. Maar as 'n burgeroorlog 'n rasseoorlog raak, dan is dit 10 keer erger as net 'n burgeroorlog. En ons moet bedag wees daarop dat al hierdie Britse invloed wat steeds in Suid-Afrika, veral onder baie van die Kaapse geleerdere en politici grondgevat het, moet ons aanvaar dat ons hier in Suid-Afrika onsself moet voorberei, nie net om te oorleef nie, maar om te sorg dat ons kultuur, ons taal, ons geloof staande bly. Hier gaan moeilike tye vir ons voorlê, moeilik om dit te hanteer, maar tog moet ons onsself daarvoor voorberei. SBB spandeer elke dag om voor te berei vir wanneer dit gebeur, sodat ons in staat is om veiligheid af te dwing in die gebied waar ons dit behoort te doen, kan doen en deeglik ons beplanning tot uitvoering kan bring. Ek groet julle vandag met 'n heerlike koppie kondensmelk koffie en ek gaan so 'n klein videoetjie vir julle speel. En dan kan julle kommentaar lewer daarop as julle wil. En dit gaan eendaagse werklikheid wees. Ons is reeds besig met die proses. Die proses is ver gevorderd. Dit is al op die muntstadium. So ja, kyk hierna en julle moet 'n aangename dag hê en ek gesels môre weer met julle.